Die vertrekpunt nog vir hierdie hele gesondheidssiklus is hierdie verstaan dat dit soveel meer is as maar net jou liggaam. Dat dit meer is as jou siel en jou emosies. Dat dit beslis ook hierdie aspek van jou gees, jou verhouding met God is. En daarom vir ons bepaal dit alles. Hierdie eenheid van menswees as een liggaam, siel en gees. En daarom hierdie wonderlike vraag wat vra al in 1647, wat is die hoogste doel van die mens? En ek wil vra dat ons dit hardop saam lees. Die hoogste doel van die mens is om God te verheerlik en hom vir ewig te geniet. Dit is so fantasties. Ja, ons moet hom verheerlik, maar ons geniet hom. Hy glimlag vir jou deur die bloed van Jesus. Hy maak jou nuut en ek en jy geniet hom en sy geskenke en die lewe. Ten spyte dikwels en te midde van trane. Die vraag wat ons ook voortdurend voor ons hou is ek gesond? En dan nie net wat die dokter vir ons sê nie net wat die sielkundige vir ons sê nie, maar ook wat ons verhouding met God vir ons sê. So is ek gesond in terme van my liggaam? Wat is die uitdagings? Waarmee moet ek saamleef? Wat moet ek doodeenvoudig aanvaar? Wat moet ek beter doen? Hoe kan ek oefen? Terme van my siel? Hoe gaan dit met my emosies? En verlede week was so besonder toe Ferdi oor angs en depressie gepraat het. As jy nie hier was nie, gaan kyk die YouTube video. En vandag stap ons al verder om te sê, maar dikwels is die angs en die swaar van die lewe is veral rondom die trauma, die klappe van die lewe wat ons platslaan, die dinge van die lewe. En hoe om saam te leef dan met die swaar, met die uitdagings, met siekte, met trauma, met rou, met dood, met angs. Hoe leef ek saam met dit? Daarom dan vanoggend se gesonde gebrokenheid. Want as jy om jou kyk, is daar gebroke mense om jou. Ons is nie net hierdie beeld van 'n kleipot wat maklik breek, waar die skat in ons die goeie nuus van Jesus is nie. Ek en jy beleef met ons liggame, dat hierdie liggame by tye breek. Maar so ook ons siel, ons gemoed, wat dikwels breek. En daarom hierdie gebrokenheid, is dit Leonard Cohen se liedjie wat sê, there's a crack in everything. That's how the light comes through. Bob Dylan wat sing, everything is broken. En die hele liedjie lys hy op, alles wat gebreek is in hierdie lewe. Alles is gebreek. En dis dan wanneer ons sê, maar ek as 'n gebreekte mens, wat al baie houe van die lewe ontvang het, hoe kan ek leef? Hoe kan ek God geniet, die lewe geniet? Hoe kan ek ten spyte van al hierdie wonde vorentoe stap, een tree op 'n slag? En ek wil as inleiding vir ons lees wat Simeon daar by die tempel sê aan Maria. Na 'n klomp wonderlike dinge wat hy sê oor Jesus, dat hierdie kindjie is bestem vir die val en die opstaan van baie mense in Israel, as 'n teken wat betwis word. So dis hierdie unieke ding wat hy sê oor Jesus, wat ons nêrens anders lees nie. Dat Jesus, sê hy vir Maria, is bestem vir die val en opstaan van baie in Israel, as 'n teken wat betwis word, sodat die bedoelinge van baie mense aan die lig kom. En dan kyk hy vir Maria, en ek glo half met ongelooflike deernis, en hy sê hierdie woorde, en wat jou betref, is swaard sal deur jou siel gaan. As jy die 2020 vertaling het, dan is daar so 'n sterretjie by siel, en die verklaring wat hulle dan daaronder die bladsy gee, is die mens se gemoed, en met sy emosies en stemmings. So Maria, daar gaan 'n swaard deur jou siel gaan, deur jou gemoed, jou emosie, jou stemming. En nou as ons vorentoe spring, dan weet ons presies, wat was daardie swaard? Daardie swaard deur haar siel,
was om daar te staan by Golgotha en haar seun te sien aan die kruis, ter dood veroordeel, besig om te sterf. Die pyn van 'n ma wat sien 'n seun wat sterf. Dit noem Simeon 'n swaard deur haar siel. En ek wil daai woorde gebruik ook vir jou en vir my. Dat daar tye in ons lewe is wat daar 'n swaard is deur ons siel. Wat ons platslaan. 'n Vuishou van die lewe waar ons oë oopmaak en besef ons lê op die kruitvloer en ons weet nie wat aangaan nie. En ja, dis dan wanneer die woorde van familie en vriende partymal maar net so plat val op die grond. Dis dan wanneer mense nie weet wat om te sê vir jou nie. Want hulle kan sien, jy's stikkend. Daardie swaard is deur jou siel. Wat is hierdie swaarde van die lewe wat ons platslaan? Van die woorde wat ons kan gebruik dis trauma, dis rou, ja, dis stres, angs, depressie mag dit wees, innerlike pyn, wonde. Die moeilikheid met die trauma van die siel is dat die dokters kan dit nie onder ekstrale raak sien nie. Met 'n gebreekte been kan hulle vir jou wys op daai swart en wit, sê hulle, sien jy hierso, jy wys my waar is die pyn en ek kan dit sien. Ek kan dit meet. Ek kan vir jou die kankergewas, die donker kol wys op die ekstraal. Ek kan vir jou met hierdie ander sonar kan ek vir jou wys. Maar as dit kom by die dinge van die siel, gemoed, emosies, jou binneste, dan gaan gesels ons met die sielkundige of met die psigiater of met 'n familievriend of met een van die leraars. En ons vertel, maar jy kan dit nie onder daai ekstrale sien nie. En die hartseer is, na aanleiding van verlede week ook, dat daar mense is wat, omdat jy dit nou nie so kan sien en kan vaspen nie, wat wil sê, ag man, kom oor jouself. Tel jouself op. Vriende, as jy in 'n put is soos Josef, gegooi daaronder, hierdie lewe, kan jy nie self uitklim nie. Jy kan nie. Jy het 'n helpende hand nodig om jou op te tel. En daai helpende hand is nommer 1 God. Ek en jy is nie Messiasse of verlossers nie. Ons kan help en bid en luister soveel as wat ons wil en soveel as wat ons moet. Maar uiteindelik is dit God self wat mense kan red, wat mense genees. Ek en jy kan sy instrumente wees. Maar uiteindelik, wanneer hierdie swaard deur iemand se siel gaan, deur jou siel gaan, dan is dit wanneer ons Psalm 130 sing. Uit die dieptes roep ek na U. So vriende, in terme van hierdie swaard is 'n ander manier dalk om dit te noem, stresvolle lewenservarings. So vir 'n oomblik wil ek vra, as ek klaar hierdie alles gelees het, wil ek vir jou vra of daar ten minste een hiervan is wat jy al persoonlik beleef het. So, kyk gou mooi of jy met enige een hiervan kan identifiseer. Dit is die stresvolle lewenservarings en daar is van die sielkundiges wat dit vir mense selfs lys om te sê wat is die top 10 stressore in mense se lewens. Wat soos 'n swaard deur jou siel is, wat jou plat kan slaan. Die dood van 'n geliefde, 'n eggenoot, 'n ouer, 'n kind, 'n vernoot, iemand naby jou aan 'n boesemvriend, vriendin, die dood van 'n geliefde, 'n egskeiding of die beëindiging van 'n liefdesverhouding, verhuising, om so bly te wees dat jy van Pretoria af kan trek na George toe, maar dit vat aan jou en dis massief en jy sukkel om vriende te maak. Dit kan 'n massiewe trauma vir jou wees. Dan dinge soos ernstige siekte of 'n groot besering. Die woorde van 'n dokter wat sê kanker. Dan as mens meer na die finansiële dinge toe gaan, werksverlies, bankrotskap, as jy dalk bedrieg is en
baie van die dinge wat 'n mens se lewe, dit kan jou so maklik platslaan. En dan interessante lewensoorgange. Vir ouers, die oomblik as jou kinders skool toe gaan. En dan die oorgang van kinders wat universiteit toe gaan. Dis alles wonderlik, maar dis ook, by tye kan dit traumaties wees. Afhangende van hoe God jou in mekaar gesit het, is baie van hierdie lewensdinge vir party mense baie erger as ander. En natuurlik is dit heeltemal verkeerd om vir jou familielid of iemand te sê, nee man, ontspan, dis nie so groot ding nie. Nee, as dit vir jou 'n groot ding is, dis soos 'n tiener wat vir jou sal sê, maar dominee, ek weet, mamma sê dit was kalverliefde, maar dit is so seer. So vriende, uit daai oogpunt dink ons altyd om vir ander mense te preek, maar wanneer iemand in daai situasie is van seer, kan jy dit nooit ten volle verstaan nie, en daarom, as gelowige, sê jy, as jy dit vir my vertel, dan erken ek dit wat jy vir my sê, en hoe erg dit vir jou is. En ek wil daar wees vir jou. Vriende, so is daar so baie dinge. Vanoggend neem ons afskeid van een van ons gemeentelede, Stella en Corrie, wat in hierdie week is hulle op pad vir 4 jaar met 'n karavaan. Hulle verhuis na hulle karavaan toe en hulle gaan Suid-Afrika deurreis. Wens dit was ek, sou party mense sê, maar aan die ander kant vir hulle, afskeid, en dikwels is dit, die afskeid. As jy dalk jou kinders moes groet, Australië, Nieu-Seeland, Amerika, en dit vat soms aan 'n mens. En jy moet erken dit wat jy beleef. Ons het die afgelope week het ons van 2 van ons gemeentelede ook afskeid geneem. En die afgelope week, donderdag, was ook die begrafnisdiens van François Austin. En dit is Uncle Joe en Tannie Louise wat hier voorsit. Dit is een van hulle 2 seuns. En die swaard is in hulle siel. En die trane wat loop. En Tannie Louise, oom Johan, ons kan nie verstaan wat julle deur is nie, maar ons kan sien wat julle deurgaan, en ons wil daar wees vir julle as gemeente. Ons het nie antwoorde nie, behalwe om langs julle te kom staan, en om julle te probeer vashou. En vriende, ook Ben Foster, ek het sy vrou Esmay in 2008 het ek begrawe. En Ben het eintlik nooit ten volle herstel na daardie swaard deur sy siel in 2008 nie. Hy was 'n top 'n besigheidsman by Old Mutual, en hy die volgende jaar het hy bedank. En by tye was ek betrokke by sy hantering van hierdie trauma en rou. Maar dit was vir hom, van daar af was dit 'n massiewe moeilike pad. Daar's baie mense, as julle nou vanoggend kyk na my en my kleredrag, die donker wat ek aantrek, myself sommer net te herinner, in die ou dae het hulle gepraat van rouklere. In die tyd van Jesus hulle was dit om jou klere te skeer en om grond op jou kop te sit en as. Alles as tekens van ek is in rou. En dan sê hulle, onthou dalk met ons oupas en oumas en vorige geslagte was daar 'n bepaalde tyd. Ek kan nie onthou nie. Die weduwees was dit dalk 2 jaar wat jy in rou was, wat jy eintlik altyd net donker klere aantrek. En dan eers kon jy aangaan. Ons het heeltemal iets daarvan verloor. En ek dink ons is arm in die proses dat ons nie erns maak met hierdie rouproses waardeur ons moet gaan nie. Ek wens niemand van ons, ek inkluis, hoef ooit deur 'n rouproses te gaan nie. Maar dit is deel van hierdie aardse lewe totdat Jesus ons kom haal. So in daai proses sê baie van ons, "Joe, kan jy glo? Die ouma is al 5 jaar terug oorlede, maar die tannie huil nog elke keer as sy in die kerk kom. En sy gaan sit nog elke keer daar presies waar hy gesit het. Sy moet oor dit kom. Dominee, kan ons jou nie stuur nie." En dan sê ons vir mekaar, maar daar's nie 'n regte en verkeerde manier nie. In terme van Ben, sy kinders en van sy geliefdes,
was dit so besonders op Kersdag. By een van die 2 dienste was hy hier. Toe reeds baie ernstig siek met sy kanker en hy en sy een dogter en skoonseun en die kleinseun en kleindogter het saam die Christuskers aangesteek op Kersdag. En dit was vir hulle 'n moeilike afskeid. En hierdie week Vrydagoggend 10:00 was hulle hier. Was daar ook familie uit Kanada wat op YouTube gekyk het om deur hierdie proses te gaan van rou. 'n Paar ure daarna, 1:00, het ons vir tannie Betty Gerber hier van afskeid geneem. Sy en haar dogter Ronel wat daar agter sit. Ronel so mooi aangetrek met swart en wit. Ronel wat altyd hulle tweeetjies wat so langs mekaar sit in die dienste. En sy moes haar mamma dis afskeid van neem, 88, is ek reg? 88 geseënde lewensjare. Party van ons sal sê vir Ronel dalk verkeerde dinge, soos, ag Ronel, sy het 'n goeie lewe gehad, 88 is geseënd. En dis alles die waarheid. Maar dit vat nie weg dat Ronel nou in 'n tyd van rou instap. En dat dit partymal vir haar so moeilik gaan wees, dat sy by tye gaan huil. En dat ons nie vir haar gaan preek nie, dat ons gaan sê, kom dat ons jou vashou. Ons wil die pad saam met jou loop. Die laaste voorbeeld uit ons gemeente wat ek wil noem, is my favourite tannie Marie 1 en Marie 2. Julle, hierdie 2 tannies, ek gaan 'n boek skryf oor hulle. En die van julle wat hulle ken, moet my somme in die volgende maande en jare, want hulle het nou beide ook al vir my gesê, ek moet eendag hulle begrafnisse hou. Toe het ek vir hulle gesê, ek is eers beskikbaar oor 37 jaar. Dit beteken, hulle gaan beide oor die 100 slaan, en hulle is 2 oulike, stoute, grapvertellende volgelinge van Jesus. En ons het Dinsdag, na die senior Bybelstudie leefgroep, het ek saam met hulle gestap, want die rede is, dat hulle beide se eggenotes, se as en nissies is hier agter, in die hoek van die kerk, by die gedenkmuur. En as julle nou saam met my nader kyk, dan gaan julle hierdie mooi sien, dat tannie Marie Botes, se man se naam is Boet, en oom Boet is oorlede die 9de Mei 2011. En dan nou tannie Marie Botha, se man is 'n jaar en 3 dae later, of nee, 'n jaar en 3 dae vroeër in 2010 is hy oorlede, oom Basie. So hulle beide se man se name begin met 'n B, Basie en Boet, is presies 'n jaar uit mekaar uit oorlede, en raai wat, hulle 2 bly reg langs mekaar, in huis nommer 1 en huis nommer 2, net so eentjie hier af in Fabriekstraat. En so as mense, as hulle na hulle self verwys, of hulle na ander mense, dan is dit Marie 1 en Marie 2. En dit gaan oor die huis waar hulle bly. En hierdie 2 tannies, wat van 2010, van 2011 af, langs mekaar bly al voor dit, en wat mekaar ondersteun, mekaar se vriendinne is, wat saam hierdie rouproses loop, tot so 'n mate wil ek sê, dat ek ervaar, dat eenmal 'n jaar, as hulle, soos wat hulle gedoen het die week, daar blomme insit, ter herdenking van 2010 en 2011, is daar trane. Maar dit is asof hierdie wonde van hulle weduweeskap, en die groet van hulle lewensmaats, na dekades van saamwees, asof daardie wonde genees het, dat dit nie meer bloei nie, maar dat daar altyd 'n litteken sal wees. Hulle sal hulle nooit vergeet nie. En hulle loop die pad vorentoe, oog gehou op Jesus Christus. En dit is wat 'n mens sou kon noem gesonde gebrokenheid. Hulle het sagte harte, want hulle het al seer beleef in hulle hart, in hulle lewe. En daarom dat hulle met sagte harte ook uitreik na mense om hulle. So vriende, wat ek nou net genoem het, kan ek sien wie van julle het al een van daardie sake wat ek genoem het, beleef in jou lewe. Die dood van 'n geliefde, naby aan jou, oupa en ouma, eggenoot, kind,
beste vriend, kollega, ernstige siekte of ernstige siekte naby aan jou, egskeiding, die einde van 'n verhouding, ernstige siekte, verhuising, noem maar op. Kan ek sien, wie van julle het dit al beleef in jou lewe? Ten minste een keer. Vriende, daar's nie een van julle wat nie jou hand moes oplig nie. Ons almal het dit al beleef. En soms is dit nodig om terug te dink aan daai tyd van seer, om daar te kan wees vir iemand langs jou. Baie van ons is sterk. En ons sê vir mense, man, parkeer dit agter jou en kyk vorentoe en kom, let's go, let's go, let's go. Maar dan verstaan ons nie dat daar party mense is wat in daai oomblik van hulle trauma, wanneer die swaard deur hulle siel gaan, is soos 'n bokser wat platgeslaan is deur die lewe. Hulle kan nie net sommer opstaan nie. Ek en jy moet dalk saam met ander mense wat omgee, langs hulle gaan kniel. En as hulle oë oopmaak, daar by hulle wees en besef dit vat tyd om opgehelp te word om saam te stap hierdie lewenspad. Wat vir my die mooiste is toe Tannie Marie Boters vir ons as 'n leefgroep gesê het oor haar eie kind wat sy moes begrawe destyds. En hoe sy self ook deur die rouproses moes gaan, hoe haar dokter haar verwys het na Tanya kan nie onthou nie, 'n sielkundige, 'n psigiater wat met haar gepraat het en haar gehelp het. En dit was my so mooi toe sy in soveel eerlikheid gedeel het dat haar dokter op 'n stadium vir haar gesê het, maar jy is ook kwaad vir God en jy moet met die Here ook vrede maak. En dit is so besonder hoe sy met ons kon deel, maar die woorde wat sy gesê het is, na die dood van my kind, het ek geleer om nooit weer vir iemand wat rou en treur te sê, ek weet waardeur jy gaan nie. Elkeen rou op 'n ander manier. Ek kan net bid en vertrou dat die Here iemand sal dra. En vriende, vir die res van die diens gaan ons net by 4 punte stil staan, tekste oor ons laat vloei en antwoord op dit wat die Here vir ons sê deur sy woord. As dit kom by trane, wanneer die swaar deur jou siel is, sê Prediker 3 vers 4, daar's 'n tyd om te huil, daar's 'n tyd om te lag. Daar's 'n tyd om te treur en daar's 'n tyd om van blydskap te dans. En as dit jou tyd is om te huil en om te treur, dan doen dit voor die Here, saam met mense wat vir jou omgee, en moenie dat enige iemand vir jou sê, omdat jy 'n gelowige is, dat jy nie mag huil nie. Want daar is 'n tyd om te treur. En vat so lank as wat jy nodig het. Jy mag huil, jy mag treur, jy moet inteendeel. In Johannes 11, daar by die graf van Lazarus, toe Jesus sien dat Maria huil, en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? En hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. En dan die kortste vers in die Nuwe Testament. Jesus het gehuil. In Hebreërs staan daar, Jesus is ons ouer broer met 'n hoofletter B. Ons hoëpriester wat verstaan dat ek en jy van stof gemaak is. Wat al ons seer en versoekinge self ook beleef het. En daarom huil hy saam met ons. In Handelinge 20 is dit so mooi. Ons staan en ons kyk hier van die kant en ons sien vir Paulus saam met 'n klomp volgelinge. En dan sê hy vir hulle, onthou die woorde van die Here Jesus, hy het self gesê om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Nadat Paulus dit gesê het, skryf Lukas vir ons in Handelinge, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. En almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. Hoekom? Hulle was veral hartseer omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe. Hier 'n afskeid. En Paulus wat sê, julle gaan my nooit weer sien nie. Dalk is daar van julle wat al kinders moes groet, wat oor see gaan. En jy weet net, daar's nie 'n manier op grond van jou ouderdom dat jy ooit daai vliegtuig sal klim en weer hulle sal sien nie.
met afskeid en die trauma daarvan, mag ons huil. Mag ons saam as gelowiges mekaar troos. Prediker 7 sê 'n vreemde ding. Dit sê droefheid is beter as om te lag. Agter 'n somber gesig gaan dit goed met die innerlike. Die gemoed van die wyse voel tuis waar daar gerou is. Wanneer jy rou, vanuit jou verhouding ook met God en met mense wat lief is vir jou, dan is daar 'n volwassenheid wat na vore kom. Daar's 'n weerloosheid, daar's 'n broosheid wat maak dat jy verander. Dat jy 'n sagte hart mens word wat nie net met vuiste mee kan leef nie, maar wat met oop hande daar kan wees vir ander mense. Daarom dat daar agter 'n somber gesig, agter treur, is daar 'n innerlike wat besig is om genees te word. En daarom, na aanleiding van hierdie tekste, die eerste opdrag, wanneer daar 'n swaar deur jou siel gaan, is dit 'n opdrag om te treur, om te rou en te huil. Jy mag maar. En vir ek en jy, wat iemand sien met trane, is die opdrag, laat hulle treur, laat hulle rou. En laat hulle hartseer emosie wys. Kom ons laat mekaar toe om gehoorsaam te wees aan dit wat die Here ons voorgemaak het, om in tye van hartseer te kan rou en te kan treur. Psalm 42, smagtend soos in dorre streke, hoor my na U, Here, roep. Gee my van U helder water en 'n skadu teen die gloed. O, hoe het die lied verstom as net trane uit my kom. U is nog my helper, Vader, en ek weet U trek my nader. Terwyl ons so sit, kom ons sing. Hierdie pragtige ryker, dankie Ronel, dit was die ryker met Tannie Betty se dankdiens Vrydag. Saam met die trane is daar iets wat mens ongemaklik maak. En dit is die vraag wat mense het.
Vrae soos 2 seuns waar die jongste nog nie eers skool toe is nie, maar die pa word vermoor. En die ma en die oupa en die ouma moet die pad saamloop, 'n nuwe lewe bou. Hoekom? Hoekom, Here? Ons kan verstaan, Tannie Betty, 88 geseënde lewensjare. Ons sou haar wou hê vir 100 plus, maar ja, ons verstaan, dis okay, Here. Hierdie lyf, hierdie liggame van ons vir een leeftyd, en dikwels is die dood selfs van 'n bejaarde na 'n tyd van lyding, met dalk 'n dekade of wat van 'n siekte, is dit vir baie van die familie en vir daardie persoon self 'n verlossing. Jou eie dood is jou tuiskoms by Jesus. Maar vir hulle wat agterbly is daar baie maal vrae. En dan is ons eerste ding, moenie vra nie. Jy's mos nou 'n Christen, so jy moenie vra nie. Maar as jy wil gehoorsaam wees aan God en aan sy woord, dan is dit presies die teenoorgestelde. Jy mag, jy moet vra. Psalm 73. Ek kon nie verstaan hoekom ek so moes ly nie. Daai selfe Psalm. Ek kan nie verstaan hoekom ek my deel doen en my belasting betaal, en dan's daar ouens met baie mag wat korrupsie pleeg en daar's nooit geregtigheid nie. En hier doen ek nou die reguit pad en ek verloor in die proses die kontrakte. Ek verstaan dit nie, Here. Ek doen dan nou wat U sê. Maar dieselfde in terme van rou en swaar kry en pyn. Ek kon nie verstaan hoekom ek so ly nie. Psalm 10 vers 1. Here, hier beleef ek nou. Waarom staan U so ver weg, Here? Waarom trek U terug in tye van nood? Nou die dominee gaan dalk vir jou sê, nee, jy verstaan verkeerd, die Here is by jou, hy is by jou. Maar soms sal iemand sê, wel, jy weet nie waarvan jy praat nie. Hier's ek nou, platgeslaan deur die lewe, en waar is die Here? Ek sien hom nie, ek ervaar hom nie, ek verstaan net mooi niks hiervan nie. Psalm 41, so mooi geloofsbelijdenis. Here, ek wil vir U sê, my rots, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Psalm, die volgende vers, by U voel ek veilig, God, U beskerm my. U is my enigste toevlug, U is my hulp, Here. Maar hoekom los U my nou alleen? U verwerp my. Dis wat die digter hier sê wat hy beleef. En dit gaan nie help ek en jy beklei met hom en sê dis nie so nie. Dis wat hy tans beleef. U verwerp my. Hoekom moet ek hartseer rondloop? Omdat my vyande my laat swaar kry. En dan is dit tog mooi, hy sê, ek sê vir myself, so hy preek tog maar vir homself, want hy weet na alles, wie bly oor na alles? Die Here. Hy sê, ek sê vir myself, moenie nou moedeloos word nie, vertrou net op God. Ek gaan hom loof, al kry ek swaar. Dis hy wat my uit my swaar kry red. Hy is my God. So hy preek so 'n bietjie vir hom, na die vraag. Maar hoor weer vers 16. Ek kon nie verstaan, Psalm 73, hoekom ek so moes ly nie. In hierdie verhouding met God en hierdie worsteling is daar al hierdie vrae. En dan is daar 'n mooi einde, tog, as daar staan, totdat ek op 'n dag in U heilige plek, in God se teenwoordigheid, ingestap het. Toe het ek skielik die volle prentjie gesien. Maar vriende, vanuit daai teksgedeeltes is daar amper half hierdie imperatief, dat ek en jy vanuit ons verhouding mag ons vra, hoekom? Hoekom nou? Ons moet daai vrae wat in ons gemoed spontaan opkom, moet ons deel. En ons mag dit deel met die Here. En daar's nie maklike antwoorde nie. Want ons leef hierdie kant van die ewigheid. Ons sien nie die volle prentjie nie. En dit help nie as jy dit vir iemand probeer sê, moenie worry, alles gaan oukei wees. Nee, jy kan dit nie sê nie. Jy moet dit nie sê nie. Dit help nie. Dit help nie as iemand besig is om vrae te vra. Legitieme vrae. So die opdrag is, vra. Hoekom? Vra daai moeilike vrae. Die Here is nie bang vir daai vrae nie. En miskien gaan jy nie eers 'n antwoord kry nie, maar ten minste gaan jy dit uitspreek soos hierdie psalmdigters. En bid ons dat jy sal ervaar
dat hy jou vashou. En vir ons, wanneer ons hulle sien wat hierdie vraag vra, moenie vir hulle wat in hulle rou, treur en hartseer, hoekom vra, preek nie. Wees net daar vir hulle. Kom ons sing. Wanneer daai swaar deur jou siel steek, mag jy huil, moet daar trane wees, mag jy vra, moet jy praat, moet jy vertel vir die Here, vir mense wat vir jou omgee, vir 'n dokter, sielkundige, psigiater, beraader. Dis nodig vir daardie wond om uiteindelik net 'n litteken te word. Dis 'n proses, maar om te praat, te vertel, te skryf, is deel van hierdie wonderlike genesingsproses. En daarom dat die Here ook ons uitnooi, dat ons kan konneksie mag ervaar met mense om ons. Daardie omgee dokter, daardie iemand wat bereid is om te luister, sonder om vir jou te preek, daardie professionele persoon, dat daar konneksie kan wees, wanneer ons stikkend is. Dat ons nie alleen hoef te wees nie. In Johannes 19 is dit so mooi. Verdie verlede week het hy Jesus se woorde daar aan die kruis. My God, waarom het U my verlaat? In Jesus se angs, wat hy uitroep na die Vader, en wat hy verlate is, sodat ek en jy nooit en volle verlate hoef te wees nie. Aan daardie selfe kruis kyk hy na sy aardse ma. Is sy moeder, en dan sy moeder se suster, en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. Interessant, 3 Marias, en Maria se suster. En toe Jesus sy moeder sien, toe Jesus sien die swaard wat deur haar siel gaan, en hy sien vir Johannes, die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is U seun. En daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. So is die roeping van die Here, dat ek en jy 'n pa, 'n ma, 'n broer, 'n kind sal wees, vir iemand, wat 'n swaar deur die siel beleef. Om daar te wees, om mense in jou hart, in jou huis, in jou omgee, in te nooi. Psalm 119 vers 80 sê die psalmdigter, gee tog dat ander gelowiges ook by my sal staan. Stand by me. Kom ons staan by mekaar. Dra mekaar, troos mekaar. En daarom die opdrag, vra om hulp. Moenie self verdrink nie. Steek jou hande uit en roep, sodat die Here lewensredders engele kan stuur om by jou uit te kom. Maak daai oproep, bel iemand, praat met iemand. Ek sal nooit vergeet destyds, toe ons as gemeenteraad by mekaar kom, na Kulu Koen oorlede is. Toe Janna van 'n Kolf vir ons kyk as gemeenteraad met trane in sy oë en sê, asseblief
As jy nie meer kan nie, kom ons bel, kom ons praat, kom ons wees daar vir mekaar. Kom ons wees daai Engelse woord, brothers in arms. 'n Span, 'n familie. Wat sê, ek wil daar wees vir jou. Bel my, weet, ek is jou last stop. Ek is daar, dag of nag. Ek is daar vir jou. Daarom vra hulp. Dis nooit te laat nie. En ek en jy, kom ons wees die trooshande van Jesus vir hulle wat rou, treur en hartseer is. O Heer, ons staan voor U gebroken, as mens bestaan ons nie meer. Maar U sien vir ons 'n leidsman gewoon, Hy lei ons na U. Kom ons Skepper, te midde van ons trane en die vrae en die uitreik na mense om ons, wil ek afsluit met die wonderlikste nuus, dat God ook daar is. Dat hy ken en dat hy verstaan. Psalm 23 in die boodskapvertaling sê, selfs wanneer die lewe vir my so donker word, dat ek nie weet watter kant toe nie, sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie, want U is altyd by my. Dit troos my dat U my lei en beskerm, U laat my veilig voel. Hoe verlang ek nie daarna, om U hand op my skouer te voel nie. Ek wag heeldag op U troos. Hy troos elkeen wat hartseer is. Die seerplekke wat die lewe gee, maak hy weer gesond. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En daarom, wat ook al jou pyn, jou trauma, jou seer, jou hartseer is, kniel voor hom. Weet hy is die Vader wat jou verwelkom, wat jou troos deur die Heilige Gees, wat jou trane raak sien, wat in Jesus saam met jou huil, wat genesing bring, wat verstaan. Die gesonde gewoonte vir hierdie week, wat ons ook vir julle sal stuur komende Woensdag, sê hierdie week wil ons met sagte oë om ons raak sien. Mense wat treur en rou, wat trauma beleef en wat hartseer is. Wees 'n skouer om op te huil, 'n oor om te luister en 'n hart wat omgee. Rakende jou eie dalk onverwerkte trauma en rou. Beskryf en verwoord dit skriftelik, asof in briefvorm vir die Here. Menende, skryf 'n brief vir die Here. Jy hoef dit vir niemand anders te wys nie. As jy klaar is, kan jy dit opskeer en weggooi. Maar gesels met die Here. Hy is die sielkundige met 'n hoofletter S. Vir wie jy nie 'n professionele fooi hoef te betaal nie. Hy luister, hy hoor
Skryf dit. Praat met hom. Maar vriende, dit is so dikwels ook nodig om na iemand met 'n vel om te gaan. En veral daai sielkundiges en psigiaters wat ons betaal om nie vir ons te preek nie, maar net te sê, vertel my meer, of wat sê, joef, dis erg wat jy deur is. Hoe voel jy daaroor? Net iemand wat die regte vrae vra wat jou help, dat dit nie hier binne bly nie, maar dat dit uitkom. Dit is 'n lewenswet. Amper so swaartekrag, die wet van swaartekrag, is genesing van ons innerlike pyn in die verwoording daarvan. Om dit te praat, te sê, te skryf vir iemand wat oop ore het en 'n sagte hart wat sal luister. Dit is hoe genesing werk met die hulp van die Here. So dit is die uitdaging en vir 'n oomblik wil ek vir elkeen van julle bid. Here, dankie vir elkeen wat in hierdie oggend kon identifiseer, al in hulle eie verlede met 'n swaard deur die siel. En in hierdie oggend ken ons ook mense wat se siel deurboor is deur trauma, swaar kry, rou, uitdagings. En ons wil elkeen vanoggend bring na U. Ons wil soos die vriende wat hulle verlamde vriend deur die dak laat afsak het na U toe, Jesus, wil ons hulle bring vanoggend na U toe. Met hierdie gebed, Here, raak hulle aan, Here Jesus. Mag daar deur U wonde genesing kom vir hulle elkeen. Here, in hierdie oggend soos wat ons hier sit, en elkeen wat ook luister op YouTube of wat later na hierdie video sal kyk. Ek bid dat elkeen van ons nou in hierdie oomblikke ons seer, ons trauma, ons hartseer na U toe sal bring. En ek bid Heilige Gees dat U in hierdie oomblikke sal kom en kom aanraak. Here, om mense te help, om te kan verwoord, om te huil, om die vrae in eerlikheid voor U te vra, om uit te reik vir hulp, om uit te reik na U. Kom, Jesus Christus. Mag daar deur U wonde genesing kom. In elkeen se rouproses, Here, mag daar mense wees, familie en vriende en eggenotes, ouers, kinders wat saamloop, wat ondersteun, wat bemoedig. Kom, Here Jesus. Elkeen van ons, ook hierdie gemeente, wil U genesing reën op ons elkeen. En wil U deur ons genesing gee en uitdeel. In Jesus naam. Amen. Is jy eensaam en verlaat, alles mense rondom jou, voel jy niemand verstaan jou pyn, oor die woorde wat Jesus nou sê. Kom na my toe, almal wat nog en oorlaai is. Kom na my toe, ek gee rus. Jy
voorsien, soos 'n vaas op 'n syfernis, die ek meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Heer vir my siel, prys die Heer want hy is goed, prys die Heer as wat lewe, prys die Heer, prys die Heer vir my siel, prys die Heer want hy is goed, prys die Heer as wat lewe, prys die Heer. Die Here is my vesting, die Here is my kraag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n vaas op 'n syfernis, die ek meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Heer vir my siel, prys die Heer want hy is goed, prys die Heer as wat lewe, prys die Heer, prys die Heer vir my siel, prys die Heer want hy is goed, prys die Heer as wat lewe, prys die Heer. Die Here skepper, zijn nou zal, alles wat lewe, roept zijn naam, alles wat lewe, zijn nou zal, alles wat lewe, roept zijn naam, prys die Heer van my siel, prys die Heer want hy is goed, prys die Heer as wat lewe, prys die Heer, prys die Heer vir my siel, prys die Heer want hy is goed, prys die Heer as wat lewe, prys die Heer. Amper teen die einde van die preek het iemand daarbo so groot gegaap. Ek was bang hy sluk my in. Ek is jammer ek het te lank gepreek julle. Maar soos hulle sê, 'n dominee word betaal per woord. En ek gaan julle nou vertel hoekom ek bietjie langer moes preek, maar voor die diens toe sê iemand, "Joef, maar dis omtrent net begrafnisliedjies." En wie hou van 'n begrafnis? Ek wil nie by begrafnis wees nie, maar elke nou en dan het jy nie 'n keuse nie. So uit daai oogpunt, dankie dat jy saam deur hierdie proses was vanoggend, en as jy gebed nodig het, na die diens hier voor babakamer of enige plek of in die week, kontak vir my, vir Cornie, Ferdi, as jy nodig het om met iemand te gesels. En vriende, na die diens asseblief kuier saam, en ek en Karina groet tot 30 Junie. So hierdie Vrydag, namens die gemeenteraad, dankie dat hulle my wegstuur op Sabbatsverlof vir 38 dae van komende Vrydag. So my selfoon gaan afwees as jy 'n telefoonnommer soek, pla vir Ferdi of vir Cornie of die kerkkantoor, en ons sien mekaar DV die 30ste Junie is ons terug. So vriende, dankie gemeenteraad vir daai voorreg, en die van julle wat wil, ek vermoed ek gaan nie baie na julle verlang nie. Andersins, nee, ek speel. Bid vir ons, dat ons regtig verkoop word, en dat die Here ons sal aanraak. Mag dan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troos van die Heilige Gees by jou wees. Amen. En sien jou, en
Ek volg Jesus waar ek is, wanneer ek daar is. Kom kuier heerlik saam in die kuierarea.